Goeiemôre almal, so lekker om saam met julle te wees. Ons praat vandag oor, ons verstaan nie regtig wat se krag ons in die Here het nie. Ons verstaan nie altyd wat se autoriteit die Here vir ons gegee het om te heers op hierdie aarde. Ons gaan net deur die lewe en dinge gebeur en ons gaan maar net aan en baie keer gaan ons deur dinge wat is onnodig, want ons kan die krag van God gebruik wat hy in ons gesit het. En die autoriteit wat hy ons gegee het, kan ons heers hier waar ons is in ons situasies, in die wêreld, in ons omstandighede. Ek lees vir ons graag uit 2 Petrus 1 vers 3 en sê, immers, en hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en Gods krag kan dien. Hy het alles vir ons gegee, om hier te kan lewe, die goddelike krag van die Here, om op hierdie aarde ten volle te kan lewe, in sy autoriteit. Die autoriteit wat Jesus gehad het, en dit wat hy ons gewys het, deur die 3 jaar wat hy op die aarde was 'n volle autoriteit. Hy het geheers oor elke situasie, hy het geheers oor elke mag van die vyand, hy het geheers oor mense wat hom aangeval het, en die krag wat hy gebruik het, was die autoriteit wat hy van die Vader ontvang het. En Jesus het ons kom wys, maar ons kan dit ook ontvang. So Jesus is weg hemel toe, en hy het vir ons die Gees van God gestuur, met dieselfde autoriteit, wat Jesus op aarde gehad het. Ons moet leef in dit, ons moet besef, en gaan sit en sê, maar weet jy wat kan ek doen? Ek hoef nie deur hierdie ding te gaan nie. Ek hoef nie hier te sit en hulpeloos te wees nie. Ek kan in die krag en die sterkte van die Here staan, en hy sal my deurlei. Hy sal my deurbring, en dit bou ons geloof, en dis waar geloof in werking kom, dat ons sê, Here, maar ek sit my volle vertroue in U, en dit wat U in die woord gesê het, en ek begin daar volgens leef. Ek begin heers in die autoriteit wat ek gehad het, of het in die Here Jesus. En laat ons dit vandag doen, laat ons vandag in God se autoriteit leef, en nie net, sommer net terugsit en sê, okay, maar hierdie is maar die lewe, en dis nou maar deel van alles, en ek gaan dit nou maar net aanvaar. Nee, ons aanvaar dit nie. Toe die storm gekom het, waar Jesus in die boot gelê en slaap het saam met sy disippels, toe hulle op die water was, toe hy wakker word en sê, maar hoekom doen julle nie iets nie? Hoekom het julle nie iets gedoen nie? En hy het die storm bestraf, en hy het sy autoriteit gebruik, en die hele area, of dit het kalm geword, en hy sê vir hulle, maar julle kan dit ook doen. Julle het die krag en die mag. Moenie klein gelowig wees nie. Begin glo dat julle dieselfde autoriteit as wat ek het. En dis wat Jesus ons kon leer. Kom ons staan in sy krag en in sy sterkte vandag. Kom ons bid saam. Here, help ons om in die krag en die sterkte te staan, en dit sal besef dat wie ons in Christus is, en dit wat U vir ons gedoen het, Here, wys ons dit, en Heilige Gees herinner ons gereeld daaraan, dat ons in die krag en sterkte moet staan, en dat ons nie moet net aanvaar, dat dis nou maar die lewe nie, maar help ons, en lei ons, en wys ons waar ons kan onderskei, waar dit die vyand wat ons aanval, waar ons in autoriteit moet optree. Help elkeen vandag ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen, en mag jy 'n wonderlike dag hê.